Baie welkom hier by die huis van die Here. Die huis van die Here moet elkeen vir 'n mens, elke keer as jy kom, 'n plek wees waar jy goed voel, waar jy gemaklik voel, waar jy tussen vriende is en tussen mense wat God aanbid. Dis die belangrikste, dink ek. En dit is baie lekker om vanoggend hier by julle te wees. Ons is nou 'n tyd lank min hierso gewees as gevolg van omstandighede, maar ek is baie bly, julle wat ons vriende is in die Here, het ons ook op die hande gedra en gebede na God toe, en vir die siektes wat daar is. So baie dankie, en ek waardeer dat een en elkeen van julle hierso is vanoggend. Die Here het so tyd gelede met my gepraat, en ek gaan nou bid, ek wil net so 'n inleiding gee, met my gepraat oor godsdiens. Ek het die woord godsdiens gehoor, en hierdie godsdienswoord is aan my beaam, toe ek na hierdie verskriklike balaba, ek noem dit 'n balaba, van die paus kyk. En ek dink by myself, is dit wat God werklik wil hê, dat jy nou so naby aan God geplaas moet word, in wêreldse terme om dit so te stel, dat almal voor jy moet kniel, dat al hierdie verskriklike ding gebeur, en die ontsaglike hoeveelheid mensaspek by dit geplaas word. En dis nie net by uitsondering by die paus wat jy dit kry nie. Jy kry dit by baie kerke, dat dit asof die persoon wat in beheer is, so in beheer wil wees, dat dit meer afvryf op die gemeente, as wat God afvryf op die gemeente. Dit is wat in die agtergrond, waar ek gekom het by hierdie boodskap wat ek kry, godsdiens. En dan soek jy maar, wat kan jy daaroor kry? En ek wil regtig sê dat godsdiens met die klein G, met die klein G, nie met die groot G nie, met die klein G. Dis waarvan ek praat. En dis wat ek nou net so wil uitlig en die verskil probeer aandui tussen dit en die ware godsdiens. Godsdiens met die groot G, met die capital G. En dit is waarby ek wil uitkom. So net voor ons daar uitkom, bid ons vir die Here vir wysheid en insig. Here, ek dank U vanmôre vir die geleentheid wat ek het om hier te kan wees, om uit U woord 'n boodskap te bring wat ek glo U op my tong gelê het. Geen boodskap wat 'n persoon hier bring, moet vir homself wees nie, of dit moet vir homself ook wees, maar dit moet nie van homself kom nie. Dit moet van U kom. En ek bid dat elke woord wat ek sal sê vanoggend, en wat ek gaan deel vanoggend, direk van U kom, en nie van my nie, Vader. En daarom bid ek U seën af op hierdie woord, en ek bid dat hierdie woord ingang sal vind in elke hart, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Die woordeboek verwys na godsdiens as 'n wyse waarop hun God aanbid word. Hun God aanbid word. Hun geloof met al die samehangende rituele en doctrines in Engels. 'n klomp is 'n geloof, maar dit is afhangende van en samelopend met rituele en doktrines. En daar is geweldig baie godsdienste in die wêreld wat 'n mens hiermee te maak het. Jy kry dit in boeddhisme, jy kry dit in hindoeïsme, jy kry dit by die moslim, waar hulle nie kniel regtig voor 'n God nie, maar hulle kniel in hulle ou tabernakeltjie of hulle plekkie waar hulle is, kniel hulle en aanbid in wese maar mense in steede van God. Op die einde van die dag moet aanbidding gaan oor God, groot G, die naam God. En dis wat ek wil probeer teweegbring oor die aspekte van godsdiens. Ek wil nie te veel op die wêreldse goeders van praat nie, maar ek wil so 'n paar lyne trek. En die gedeelte wat ek wil doen, is die Emmausgangers. I don't think there's a good word for Emmaus. It's not a Emmaus goer, it's just the people from Jerusalem to Emmaus. And that's the main part of what we're going to share today. So, hierdie diens is 'n diens aan God. Godsdiens baie keer
word baie ligtelik opgevat. Ek gaan kerk toe om te sien watter rok die ou aan het. Ek gaan kerk toe om te sien, maar wie gaan vals sing vir oggend? Of ek gaan kerk toe om te sien, wat gaan daai ou sê, of wat gaan hy maak? Of ek gaan kerk toe om net die ou se uitdrukking op sy gesig te sien. Ons kom baie keer kerk toe, omdat ek graag in die kerk wil wees, omdat ander mense dan kan sien ek is nie kerk. Dit is godsdiens met 'n klein g. As ek werklik kom om met oorgawe te loof en te prys, te dank en te aanbid, en God in die erediens eerste te stel, dan is ons breed besig met die groot G, godsdiens. En dis wat vir my belangrik is, rondom godsdiens. Ja, ek gaan nie ingaan oor 'n ander klomp goeders van ander kerke nie, ek wou, maar ek gaan nie, want ek het al klaar een kerk genoem wat ek nie noodwendig moes doen nie, maar die vraag wat ek wil vra is, hoekom is mense baie keer so afhanklik van as dit ware rituele en al daai praktiese dinge wat saam met die kerk gaan, eerder as om werklik gemoeid te raak met die God van die kerk. Ons is baie keer, en as 'n mens dink in die vernuwende kerke, dit gebeur nie, dit gebeur oral, dat mense as dit ware so 'n bietjie Engelse woord sidetrack raak, met waarop dit werklik aangaan, dan ewe skielik raak al meer en meer besig met die dinge van God, as wat ek werklik met God besig is. En dit gebeur so maklik, dat jy nie eers agterkom nie. En ewe skielik vind jy vir jou op 'n plek, waar ek godsdiens met die klein g beoefen, en nie die God, die diens doen aan die God, wat ek veronderstel is om te doen nie, wat die groot G godsdiens is. En ek wil hê ons moet graag lees die Emmausgangers, Lukas 24 vers 13 tot 35, Gerard. Nou sê julle seker van my vra, maar hoe kom die godsdienste nou by die Emmausgangers uit? Maar dis 'n interessante stuk, die Emmausgangers. En godsdiens kom baie duidelik tevore daar uit. In die Bybel sê op dieselfde dag was daar 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. En net in die agtergrond wil ek sê, die woord Emmaus beteken eintlik warm bronne. Warm bronne. 12 kilometer van Jerusalem af. 7 myl in die ou taal. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Pratende van wat die kruisiging ensovoorts. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Weet julle wat? Godsdiens, met die klein g, laat jou soms nie erken wat in die woord staan nie. Terwyl hulle so gesels en gedagtes was, hulle Jesus self nader gekom. En nou wil ek gou die volgende ding sê. Julle ken mos die Emmausgangers storie, nê? Julle weet wat die agtereinde van die Emmausgangers is. Maar ek wil hê julle moet dit lees, of laat ons dit lees, laat ons nie sien dat dit 'n vreemdeling is wat met hierdie mense kom saamloop het. Dit's 'n vreemdeling. Hulle weet nie wie dit is nie. Ons weet wat die einde van die verhaal sê. Maar hulle weet nie. Kom ons lees hom dan, asof ons nie weet nie. Maar hulle sê gaan nie daai stukkie weet, terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. So dis 'n vreemdeling. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en gesels? Met somber gesigte aan hulle gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Is jy die enigste vreemdeling? En ons het nogal geneig om daai spreekwoordjie te soms gebruik,
is jy dan nou die enigste ou wat nie weet nie, jy is die vreemdeling in Jerusalem, né? Is jy dan nou die enigste een in Suid-Afrika wat nie weet wat gebeur het die week met Trump nie? Jy 'n vreemdeling of wat is dit? Nou, dit is wat hulle eintlik maar vra in daai gesindheid. Nou, wie is jy dan nou? Hoe weet jy dan nie wat gebeur het nie? Hy vra dit vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word. En hoe die priesterhoofde en die lede van ons raad. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kringe ons ook nog kom ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Luister mooi, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo jy dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Nou begin Jesus. Hy begin reeds die woord breek hierso vir hulle. Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in werklikheid om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hulle op pad was, het hy gemaak of hy wil verder gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper 'n aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan, onthou, dis nou nag, né? Gevaarlike tyd, dis donker. Teruggegaan, daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel die Emmausgangers nou vir hulle, maar wat hulle teëgekom het op hulle pad. So hulle herken Jesus aan die einde van die storie. En baie keer, as die mense praat oor die Emmausgangers, dan ken jy die storie. Want Jesus is geopenbaar aan 2 mense. Weet julle wat? Jesus het hier verskyn aan hierdie 2 mense. Op grond na wat gebeur het. En die feit van die saak is, daar staan waar hulle gesê die dinge in verband met Jesus, het hulle gesê, Jesus wat 'n profeet was, en ons priesterhoofde en lede van die raad, het hom laat veroordeel, om doodgemaak te word. Priesterhoofde en lede van die raad, spul godsdienstige mense. En spul godsdienstige mense het hom gekruisig. Ja, ons weet, ons ken die verhaal van Jesus, of die waarheid van Jesus. Hy moes kom sterf, want God het hom beskikbaar gestel. Sy eie seun, die appel van sy oog, het hy beskikbaar gestel om te sterf. Verander niks aan die feit, dat dit nie die wêreldse mense was wat hom gekruisig het nie, maar die godsdienstiges. Die mense wat gesê het, ek is 'n kerkmens, ek ken die Bybel, ek ken dit, ek ken dat. Hulle het hom doodgemaak. Godsdienstige mense het hom doodgemaak. Nou, ek wil amper so ver gaan om te sê, vandag maak godsdienstige mense nog die kerk dood in baie gevalle. Is baie kerke dood as gevolg van godsdiens met die klein g.
En elke gemeente en elke kerk moet waak daarteen dat mense godsdiens beoefen wat mense doodmaak. Maar ek wil interessantheidshalwe nou bietjie praat dat daardie godsdiens het dan ook aanleiding gegee dat vervul moes word wat vervul moet word. En daarom moet ons nie meer in daai soort godsdiens verknog wees of gebonde wees nie, maar ons moet kyk na die godsdiens waarop dit werklik aankom en dit is die diens aan God wat belangrik is. Maar die Emmausgangers is baie interessante stukkie eintlik oor dit, omdat ons altyd die verhaal ken klaar, want Jesus openbaar hom op die einde van die dag. Jesus het hom openbaar aan Maria in die tuin, en soos hulle daar sê, Jesus het hom openbaar aan Simon Petrus. Hy het hom openbaar en hy het hom openbaar aan hierdie mense, maar sonder dat hulle hom herken het. Dit het Jesus die geleentheid gegee om vir hulle, as dit ware, oop te breek wat in die woord staan. Die vreemdeling kom en openbaar die ware godsdiens aan hulle. Want hulle was besig om te stap en met mekaar te redeneer oor wat gebeur het. En is eintlik 'n hartseer partytjie, né? Pity party, waarmee hierdie twee manne weer, ek kan nie sê manne nie, want ek dink daar is bewys uit die skrif dat dit dalk 'n man en 'n vrou was, 'n paartjie was. En uit hierdie stuk kan 'n mens amper die afleiding maak, want hulle het vir hom gesê, kom saam met ons aan huis. Nee, kom saam met ons aan huis. Laat ons kan kom rus by ons oor aan huis. En ek glo dit was Kleopas, is dit mos nou Kleopas? Kleopas nie eers van oorspronklike Joodse afkoms nie, van Griekse afkoms. So hulle is deel van die wêreld, heidene. Maar hulle het vir Jesus gevolg. Kyk, daar was baie navolgers, of daar was baie volgers saam met Jesus. Dit was die 12 disippels, wat nou 11 was, ja. En dan het hulle baie mense gehad wat saam met hulle gegaan het, om meer van Jesus te leer, om meer van hom te weet, en hom te hoor. Want dit is die belofte. Want hy het dit ook gesê vir hulle, ek is die oplossing, ek is die Messias. Maar hulle kon nie die bymekaar bring, die kontekste bymekaar bring, dat hierdie Messias moes sterf nie. Al is dit nie 'n man van godsdienstig, hy moes sterf. Maar dat uit die ou geskrifte, uit die begin van die Bybel, plooi dit uit en word daar verwys na Jesus. En dit is hierdie skrifte wat Jesus met hulle begin deel op die pad as 'n vreemdeling. Hy kon ook optel, maar hier was 'n klomp twyfel by hulle. Hulle het nog getwyfel, want die Messias sou ons kom red. Hy sal die nuwe koning word. Hy sal word soos die Dawid en die Salomo, wat hulle onder die Romeinse ryk sou uitwegvat. Want in daai tyd was die Romeine in beheer, en tegnies kon die Jood, as hy nie die Romeinse burgerskap aangeneem het nie, kon hy nie 'n eiendom besit het nie. Klink nogal bekend. Hulle kon nie 'n eiendom besit het nie. Klein goedjies, maar hulle het geen waarde gehad nie. En dan is party nog vrouens ook wat vir Jesus nagevolg het. En volgens die godsdienstleiers van daai tyd, is dit mos ongehoord. Hoekom sal hy hom bemoei met vroumense? Hulle het nie status gehad nie. Dit is die manne wat die groot status gehad het. En ons kry dit in die geval van die reëls en die regulasies en die rituele, die godsdienste wat beoefen word, dat die vrou wat siek was, wat so graag wil gesond geword het, wat aan bloedvloeiing gelei het, die vrou wat siek was, toe sy aan sy soem vat. Kyk, as die mense moes uitgevind het, dat sy is daar tussen hulle op daai stadium, was daar groot chaos geweest, want sy was onrein. Om aan sy soem te vat, sodat sy genesing kon kry. Dis ware godsdiens. Dis ware geloof. En dit is waaroor ons godsdiens behoort te gaan, daardie ware geloof. So, vir die Emmausgangers was daar 'n stuk twyfel. 'n Stuk twyfel. En toe die openbaring kom, Jesus het vir stap verduidelik uit Moses se geskrifte, met verwysing aan skrifte, en vir hulle te sê, weet jy, dit is soos dit moet wees. En toe hy die brood breek,
Toe sê ander mense nou, ons het baie geskryf oor die goed, sê hulle nou maar op welke basis het hulle dan nou erken dat dit Jesus is? As hulle verhouding op daardie stadium sterker was dalk met Jesus, hulle het hom gevolg, maar nog nie die volle waarheid geken nie, dan sou hulle dalk langs die pad al agtergekom het, maar die vreemdeling, hulle het reeds agtergekom, hy's besonders, maar dit is Jesus, want Jesus het vir hulle gesê, ek moet sterf, en ek sal opvaar na die hemel, al die tekens was daar, maar hulle was in twyfel, toe hy die brood breek, Jesus het zeer sekerlik 'n besonderse manier gehad om die brood te breek, maar ek dink ook hulle het gesien, die merke in sy hande, toe hy die brood breek, toe val die skille van hulle oë af. Ek dink nie dit sê dat hulle so blind was nie, maar hulle gesig is bedek, soos Maria se gesig bedek was met die tuinier, dat jy kan nie regtig sien dat dit Jesus is nie. Want daar is tog 'n verandering wat plaasvind, maar aan 'n dag. So dit is vir my verskriklik belangrik dat 'n mens moet weet, dat daar was bitter baie twyfel. En nogtans gryp hulle maar terug na die godsdienstige gebruike van daardie tyd. Maar Jesus het daai godsdienstige praktyke kom toemaak en doodmaak. En ons wêreldse kerke, regtig waar, baie kerke het weer die ou reëls en regulasies teruggebring, wat Jesus eintlik gekom sê het, maar ek sny dit af en ek gooi dit weg. Dit het begin met die reëls en die regulasies. Ons kan al die ou geskrifte, wie van die mense het van, ek dink nie baie nie, maar is 'n paar wat al ouer genoeg is, ken die Heidelbergse katekismes, of die Dorse leerreëls. Dit moes ons katekisasie oorgedoen het, voor ons aangeneem kon word in die kerk. En dan kom jy nou ook kampdag tot bekering, wanneer jy dag ja sê voor in die kerk. Nee? So, jy was half gedwonge gewees, die mense wat uit die ou bestel kom, jy is half gedwonge gewees, om, jou pa het gesê, jy kry pak slaas jy nie sondagskool toe gaan nie. So daar was reëls en regulasies. In die ou tyd was daar reëls en regulasies. En dis presies wat Jesus kom wegvat het. Jesus het gesê, kom ons los dit. Kom ons los daai godsdiens wat met die klein g is. En hy kom breek dit oop hierso. En ek wil amper sê, is baie belangrik om te besef, in hierdie storie, in hierdie verhaal van die Emmausgangers, het hulle nie vir Jesus gaan soek nie. Hulle was in twyfel, op pad van Jerusalem, na Emmaus. Jesus het mos presies geweet, hoekom sal hy nou met hulle so 'n storie kom gesels? Maar hy wil iets aan hulle bewys, dat die godsdienstige leiers van die wêreld, kan hom nie onderkry nie. Onmoontlik, want hy is God. En dis wat tel. En hy kom openbaar hom aan hierdie mense, wat twyfel in hulle harte het, van wat gaan nou gebeur? Ons is onder 'n Romeinse bestel, ons kan eintlik niks doen nie, dit gaan nie goed met ons nie, ons word onderdruk, al daai tipe van dinge, dis wat in hulle gedagtes aangang, want hulle het in die periode wat Jesus gevolg het, geleer, maar hy is die Messias, hy gaan die koning van die wêreld word. Einde van die storie, dis die interpretasie daarvan. 'n Ander godsdiens, wat hulle gedink het wat sal wees, maar dit was nie. Dit is die ware godsdiens. Jesus het die sleutel kom doen vir die ware godsdiens. En ek wil eintlik vir jou vandag sê, dat Jesus hom werklik bemoeienis maak en bekend maak aan mense wat baie keer twyfel. Want as jy nog nooit getwyfel het nie, weet ek nie so mooi nie, ek moet sê, soms twyfel ek. En dan moet jy terugstaan, dat Jesus jou kom opsoek. Jy moet terugstaan dat Jesus jou kom opsoek en saam met jou stap en dit vir jou oopbreek, sodat jy van daai twyfel kan ontslaa raak. Ons moet nie teruggryp en gryp na dinge wat ons kan doen, of ek moet gryp na 'n godsdienstige ritueel, om dit vir my lekkerder of makliker te maak nie. Yes, ek moet kom by die godsdiens met die groot G.
dit is waar ek moet uitkom, die diens aan God. Wat godsdiens eintlik beteken, die diens aan God. So, dit is nogal vir my die ding rondom godsdiens, wat my baie keer gepla het, maar ek dink Jesus het dit in totaliteit hierso kom sê, dit maak nie saak wat se godsdienste daar in die wêreld is nie. Maak nie saak nie. Maak nie saak hoeveel daar is nie. Wat ons moet doen, is die diens aan God, sodat daardie godsdienste kan verander. Sodat daardie mense wat daardie godsdienste doen, kan verander en meer word soos Jesus. Ek dink dit is maar die sleutel wat 'n mens moet sien, dat godsdienstigheid kan soms goed wees, maar dit kan jou ondergang beteken. Kom ons kom by die diens van God. Jesus is en was en bly die perfekte een. Afhanklik van hom te wees, maak rituele dood. Jesus het gekom en 'n stuk restaurasie kom doen by die Emmausgangers. Hulle was moeg. Dit was in die aand. Aandwindjie het al gewaai. Jesus kom stap saam met hulle. Hulle weet nie dis Jesus nie. Jesus breek die brood vir hulle. Hy openbaar homself en sê, moenie bekommerd wees nie. Godsdienstige leiers het my nie ondergekry nie, gaan my nie onderkry nie. En die godsdienste van die wêreld, wat wêreldgebonde is, gaan die ware Christendom nie doodmaak nie. Maar wat ons moet besef, is Jesus kom soek ons op, waar ons is. Hy kom besoek ons, as jy die woord vat, en jy lees die woord, laat toe dat Jesus saam met jou in die woord stap. Want hy sal daardie woord vir jou oopbreek, op 'n wyse, elke keer, wat jou asem sal wegslaan. Dan sal jy nie wil deel wees van rituele, en al die ander dinge wat daarmee gepaard gaan nie. Wanneer dit gaan oor die ware godsdiens, en ek glo ons gemeente is 'n gemeente, wat regtig godsdiens beoefen met die hoofletter G. Want dit gaan daaroor, om saam met gelowiges in gemeenskap te wees. Hierdie godsdiens gaan daaroor om diens te doen aan hulle rondom jou. Heel eers die een wat langs jou sit in jou gemeente, maar elke een daar buite. Dit is die doel van ons godsdiens. Ons godsdiens, met die hoofletter G wil ek dit aan mekaar beklemtoon, is gekoppel aan die naam God. Net soos jou naam met 'n hoofletter geskryf word, omdat God jou gemaak het. Die Woordeboek sê, jou naam word met 'n hoofletter geskryf, omdat dit 'n selfstandige naamwoord is. In Engels is dit net noun. Selfstandige naamwoord. God is die naam van die Allerhoogste. En in sy naam moet ons daardie diens doen. Nooi Jesus in. Nooi hom in as jy hierdie woord oopmaak. Oor die Emmausgangers is daar soveel boodskappe oor jare gebring. En daar's elke dag nog 'n nuwe ene. En wat vir my ontstellend is aan Emmausgangers, is 'n wonderlike verhaal, want Jesus is in die einde dae. Maar hulle het dit nie geweet nie. Jesus was 'n vreemdeling vir hulle toe hy langs hulle stap. So nooi hierdie vreemdeling in jou huis in, laat hy die brood vir jou kan breek. Want dan sal sy woord vir jou oopgaan. En dan sal sy diens ook 'n maklike diens wees, 'n maklike godsdiens wees. Nog 'n dingetjie sê voor ek afsluit. Godsdiens maak jou moeg, met die klein G. Dit maak jou baie moeg. Want jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit. As ek nie opstaan en nou 'n belydenis doen nie, of as ek nie opstaan en nou dit doen nie, of as ek nie dit doen nie, of as ek nie dit doen nie, dit maak jou moeg. Maar die diens aan God is verkwikkend.
Dit verryk jou. As jy omdraai, gaan jy baie beter en tevrede wegstap. Met daardie ding in gedagte, dat ek het dalk vir iemand die brood gebreek. So kom ons doen net dit. Kom ons dien God net so, dat ons die brood wat Jesus vir ons gebreek het, vir ander kan breek, om hulle te wys wie Jesus werklik is. So dit is 'n oproep na diens, dit is 'n oproep na om vir Jesus iets te doen. En soos die vroegste disippels agtergekom het, in daai eerste periode, veral nou dat ons ingaan, na die Pinkstertyd, na die tyd dat hulle eintlik maar 'n bietjie dronk geslaan was, toe Jesus op die wolke wegvaar. Nou dat ons in die Pinkstertyd ingaan, kom ons kyk na mekaar, kom ons sê, weg met die godsdienstigheid. Kom ons bly by die waarheid van Jesus, en laat Jesus ons godsdiens wees, ons rigting wees, en in hierdie Pinkstertyd, dat ons werklik besef, dat Jesus het alles vir ons gedoen. Soos Andries Ensen het so reeks gehad, nou, 1 week het hy gepraat, elke oggend het so 5 minute boodskapie dan, het hy nou gepraat oor PTSD, wat post-traumatic syndrome, wat ook al die geval mag wees. Hy sê die antwoord vir dit is Jesus. Die antwoord vir al daai dinge lê in Jesus. Vir die Emmausgangers was die antwoord in Jesus. Want toe hy die brood breek, besef hulle, en nou hardloop hulle donker nag terug Jerusalem toe. 12 kilometer is nog al 'n stap, kerels. Hardloop hulle donker nag, gevaarlike tyd, tot daar, want hulle kan nie wag om dit wat hulle geopenbaar is, mee te deel nie. Mag dit ons ervaring wees met die groot godsdiens, dat ons te deel, dat is nie wag om dit te deel nie, dat ons opgewonde is daaroor, en dat godsdiens waarlik die diens word, wat hy wil hê ons moet doen. Dankie. Hemelvader, ek kan nie anders, party punte het ek nou opgehamer en herhaal, maar is vir my so belangrik, dat ons agterkom en weet, dat Jesus die bron van diens is. Alles word vervul in Jesus, en toe Jesus die dag wegvaar het, hy ons nie alleen gelaat nie, maar hy het vir ons die Heilige Gees gegee, die verteenwoordiger van God, in hierdie dag, in elkeen van ons, om juist dit te doen, om juist diens te doen aan U, die lewende God, die almagtige God. En ons kan nie ophou om U te loof en te prys en te aanbid nie, want soos Dawid gedans het voor die ark, Here, hy kon nie sy voete stilhou nie. Hy kon dit nie stilhou nie, want U het hom begeester. U Gees het op hom gekom en hy moes dans. Hy moes losbreek in 'n dans, want in daai dans het hy U geloof en geprys, het hy U aanbid. En ek bid vandag, Vader, dat U ons sal so aktiveer, liewe Here, dat ons sal weet, U sal ons die krag gee in elke situasie. En Here, U sê, juis hier was twyfel by die Emmausgangers, en U het gekom, en U het dit oopgebreek vir hulle, en die twyfel is weg. Vader, kom stap saam met ons. Kom stap saam met ons, en as jy twyfel het, gaan raak stil, vat dit na Jesus toe. Daar is 'n antwoord vir daai twyfel. Daar is 'n antwoord vir alles, by Jesus. By Jesus se voete is daar 'n antwoord vir alles. Die kruis is leeg, maar ons is nie leeg nie. Die kruis moes leeg, sodat ons vol kan word van Jesus. Dat Jesus in ons kon kom, om jou ek te vervang. En ek bid dan, Here, dat U Heilige Gees, elkeen van ons, so sal suiwer en so sal rig, dat ons hierdie diens kan doen, met vreugde, soos Dawid geloof en geprys het, kan dans voor U, Here. Baie dankie, Vader, vir die wonderlike voorreg, om in die huis te kan vergader op so 'n dag. En dankie dat U ons wysheid en insig gee, om keuses te maak, tussen die reg en verkeerd.
Ek eer U vandag. En ek loof en prys U. En ek dank U, my Here en my God.